net 'n bietjie iets noem voor ons begin by die woord en voor Eugene vir ons gaan sing. 1983, 84, wie was hier daai tyd gewees? Mense, dat is Rona. Mense was hier. Die was ons assistente in die gemeente. Die was die preekstoel daai kant. Hierdie kant was die voordeur en die galery hierbo. Ek sê nou vir die mense daar agter. Die bou ons daai galery, ek en Pastor Dennis Joubert en van die manne. Ons het tonne concreet opgetrek met toue tot by die galery bo. Hard gewerk. En een geleentheid was daar nog 'n begrafnis ook gewees en ons wil die galery klaar kry. Was jy weet jy beter stil wees daar bo in my werkkleed, dan kyk ek weg agter die galery terwyl die begrafnis aan die gang is. Dit ons uit is, kyk ons weer daar immers, gaan ons weer verder vorentoe. Ek weet nie wie hom nou afgebreek nie, ek dink hulle daar die tyd gehad om hom af te breek, want hy was solied gebou. Maar baie welkom met so vorige meete wees. Ons kom so sê rukkie met die gemeente. Pastor Becky Mans kom ek oor die 50 jaar saam al. Nou 1974 het die Here dit beskik dat ek en hy met mekaar moet uitkom. En daai aand by Bureaupark het hy magtig weer teruggekeer na die Here toe. En ons is so huisvriende geword, ons was met mekaar saam gewees. En Clemens Mans is ons peetkind, so ons kom een lang rukkie saam met die mense van Brakpan. Nou, sy het so voorreg om iets wat dit te wees. Ek gaan nou vra dat Eugene vir ons kom sing. Het is 'n lied wat hy self geskryf het. En die Here het hom Dudley hom genader, sê Eugene, sing 'n lied en op die CD Dudley en vriende was dit gewees. Hy kan net noem hoe dit daar gekom is aan. En dit is opgeneem in die studios van Dudley die tyd, die buitekant. Baie dankie.
sy genade. Jy is gered deur sy genade. Sê vir Eugene baie dankie. Jy is gered. Dit is die moeite werd om die Here te dien. Maar wil jou ook gebruik. Mag die Here seën. Net voor ons kom by die woord, wil ek net eers sê, mag almal geseënd wees in die jaar wat voor lê. Ek bid God se rykste seën op julle af. Dat julle hierdie jaar van 2026 van weet die Here is daar met julle. 'n besondere jaar. Kom ons bid net oor die kosbare woord. Hemelse Vader, ons sê dankie vir die voorreg wat ons het om na die troonkamers te kom. Met alle vrymoedigheid in te stap, sê Vader, hier is ons. Heilige Gees, ons is hier om te hoor wat U vir ons gesê en wil sê in die oggenduur. Om ons by ons stil te kom staan, te ontmoet in hierdie uur. Dat ons kan weet, hierdie jaar gaan 'n besondere jaar wees in die Here. En sê dankie daarvoor. Nou gee ek myself oor in die Gees van God. Soos U wil, bereik U doel in elkeen van ons lewe. In Jesus mooi naam dit doen. Amen. Ek wil graag met u praat vanoggend uit die woord van die Here. Oor 'n baie belangrike saak. Dit is die eerste Sondag van die nuwe jaar. Maar wat het gebeur 'n paar dae terug? Daar's gepreek oor die hele land wêreld. Daar's baie preke wat gesê dit gaan 'n besondere jaar wees, dit gaan 'n jaar wees wat die Here gaan uitbeweeg en ons gaan in die heiligheid van die Here beweeg en staan. Dit is so. Ek het dit self hierdie jaar ook bevestig met oujaarsdienste. Maak reg vir 'n besondere jaar in die Here. En ek wil sê dit gaan so wees. Maar ek wil vanoggend met u praat goddelike genade. The 2026 godly grace for 2026. Eugene het gesin van die reddende genade en ek wil daaroor met u deel. Titus 2 vers 11. Titus 2 vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. Hierdie skrifgedeelte gebruik ek met 'n begrafnis of 'n roudiens. Want die Here het my sê elke begrafnis, elke roudiens wat ek doen, moet ek hierdie skrif aanhaal erns in die boodskap. En toe pas die Becky mans my bel en vra om te kom. Toe die voorlees te sê Gees van die Here vir my, Titus 2 vers 11. Ek sê Here, wat is my begrafnisboodskap daai? Dis nie 'n begrafnisdiens hierdie nie. Hier is 'n jubeldiens. 'n Juigdiens tot eer van die Here. Hoe mooi was sê die woord van die Here. Reddende salvation beteken in Grieks to rescue or safety, physically or morally, deliver, help, salvation, save, saving. Dis wat die Griek sê dit is. Redding. Die reddende genade. Sodat ons voordeel. En dis wat die Here wil vir ons gee vandag. Hy wil by ons stil staan met hierdie saak om te weet, die reddende genade van God het aan wie verskyn? Ons almal. Ons is deel van God se plan. God se doel in die oggenduur. En hierdie reddende genade het nie opgehou met ons bekering nie. Dit het nie opgehou die dag ons harte vir die Here gegee het. Dit is 'n aanhoudende proses, dag vir dag, oomblik vir oomblik.
Elke dag van elke voetstap moet ons weet sy reddende genade is daar. Saving grace is there. Romeine 10 vers 8 tot 12 sê dit. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Materia. Want met jou hart glo tot geregtigheid en met die mond bely tot redding. So ek moet bely oor die reddende genade van God. Ek moet sê, Here, dankie dat ek kan glo dat Jesus my vrygemaak het, dat ek kan elke dag stap in die heerlikheid van God, in die volheid van God se myself. En daarom kan ons vandag sê, Here, ek bely dit, ek erken dit. As jy in die oggend wakker word, sê, daar's reddende genade vir my, die Here gaan vandag vir my ingryp, die Here gaan iets doen vir my, die Here gaan iets besonders vir my doen, en daarom moet ons weet, is omdat ons bely wat ons harte is. Wat sê die spreekwoord, waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Wat kom uit jou mond uit? Ek weet, ek bely redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here is tog Here van almal, en is ryk vir almal wat hom aanroep. Dit praat nie van, jy is gered, nou is dit reg nie. Almal wat hom aanroep, roep u die Here aan vanoggend, roep jou aan elke dag, die Here wees met my, en my eie krag kan ek nie aangaan nie, my eie sterkte kan ek nie aangaan nie, ek het die Here nodig elke oomblik van my lewe. Die volgende punt was genade, grace, dis in die Griekse charis, manner or act especially the divine influence upon the heart and its reflection in the life. Hoe moet ek sê? The divine influence upon the heart, die binnenkant. Wat se invloed het die genade van God op jou lewe? Wat se verskil maak dit? And its reflection in the life. Leef jou lewe die genade uit. Benefit, favor, gift, joy, liberty, pleasure. Wat maak genade? Wie van julle het ooit al in 'n diep, ek praat nie nou van 'n geestelike saak op baie mense geestelik, diep gat geval. Jy is vasgevang in die gat. En jy weet jy kan nie uit, maar ek kan nie gaan blyskap nie. Maar wanneer jy daar uitkom, dan sal blyskap in jou binneste. Wanneer jy deur 'n krisis kom, ellende kom, omstandighede kom, wat gebeur? Daar's 'n blydskap in binneste wat uitleef, wat mense kan weet en sê, maar jy is seker 'n kind van God. Dit maak 'n verskil. Gaan verder. Romeine 5 vers 1 en 2 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade, waar ons staan en ons roem in die hoop van op die heerlikheid van God. Ons het toegang, die Jesus Christus. Wat sê die Here vir my? Sy is my handpalms gegraveer. Sy het nooit vergeet nie. Roep my aan die dag van benoudheid, as ek ja. Ek wil my genade aan jou uitstort en weer. Ek wil jy met 'n oorwinning leef elke dag, elke oomblik. Dit is 'n wonderlike gedagte, dat ons kan besef, die reddende genade van God aan ons almal verskyn, en vanoggend is dit ook hier. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want jy ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, hoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat jy deur sy armoede ryk kan word. Dis genade. Die Here wil nie meer ons met arme mense deur die lewe gaan nie.
Maar baie keer sit ons by die situasie dan ons vind, ek onthou klompe jare terug, ry ek in Johannesburg, en daar's 'n ou karretjie voor my, die kar is pink en persie en grys en groen, allerlei klere en hy's gestamp en hy lyk sleg, maar agter op die vensters van hy plak is, God is goed. Sê amen, maar ek stop daai mens. Ek ry verby en stop hulle. Sê meneer, is dit jou kar hierdie? Sê ja. Sê ek wil net een ding sê. Jy afweer God is goed, maar God se kar lyk nie so nie. Want jy het rykdom in Christus gekry. Dink dan, deur sy armoede het ons ryk geword, deur sy genade. So as jy vanoggend hier sit met 'n saak wat jy voel, ag ek nie waar moet wees nie en die omstandighede druk, deur sy armoede het jy ryk geword. En actually, pastoor wat hierdie moderne dinge preek en van gee geld en jy sal ryk word en alles nie, ek glo God se woord. Ek roep sy woord aan. Johannes 1:16 verklaar dit. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade, alles op alles. Ons het dit ontvang, almal van ons. Uit sy volheid. And of all his fullness, all we have received, the grace for grace, uit sy genade. Kan ons vanoggend terugdink en sê, ag, ek weet nie, is dit werklik van my? Wat gebeur met die reddende genade, dat in alle mense verskyn? The eternal salvation for all mankind. Maar as 'n werklikheid in elke nuwe jaar, elke nuwe jaar boodskap, wat net uitgaan, dis die aangename jaar van die Here, dis die tyd wat die Here gaan sien, die Here gaan bewerk, maak reg vir groot dinge. En ek het soos hy al die jare dit self verkondig, tot die Here met my gepraat het, in hierdie gedeelte, het ek begin diep delf vir die Here, die genade, en ons almal verskyn. En ek gaan kyk 'n bietjie wat sê die woord. En ek wil met u praat oor 'n paar karakters uit die Bybel uit. Mense met drome vir 'n goeie toekoms. En sien wat het hulle beleef. En hoekom gaan dit nie altyd so lekker met my nie? Here, ek sien uit vir mooi dinge hierdie jaar, groot dinge. Maar dan gaan die jaar, dan dalk party van julle klaar, 'n nuwe jaar die boodskap hoor, dat dalk nou reeds gebeur. Hierdie paar dae. Baie mense voel op 'n punt in hulle lewens, bietjie later. Die teëspoed kom, die omstandighede kom. Ek het so uitgesien na 'n welkaangename jaar van die Here, oorwinning in die naam van die Here. Maar kyk wat gebeur nou. Hoeveel mense die geloof prys gegee en ophou die Here te dien, omdat dit gaan nie soos hy gesê het nie. Dit hulle geglo, dit gaan 'n welkaangename jaar, goeie jaar wees. Omstandighede het die omstandighede verander van die jaar. Ek wil praat eerstens met die man Josef. Ons ken almal vir Josef die drome. En hoe die Here hom geseën het en met hom was. Maar daar kom 'n tyd in hierdie jongman se lewe waar hy drome het. En hy drome gehad in die toekoms, waar die Here gaan hom gebruik. En sy pappa stuur hom, sê Josef, vat vir jou broers 'n bietjie, gaan kyk hoe gaan dit met, gaan let op 'n bietjie, gaan kyk bietjie. En ons weet wat hy geweet het, daar wanneer hy kom te sê, hierdie Josef, ons hou nie van hom nie. Hy is pappa se oogappel. Ons moet 'n plan maak. En ons weet wat hulle doen. Hom in 'n put gegooi. Sy skere gekeer en hy bloed bevlek. En hy sê vir sy pappa, mamma, jammer.
'n wilde dier het julle geliefde seun Josef aangeval en hy is dood. Wat die slaaf, die karavaan van die slawe koop is verby, koop hulle as 'n slaaf. Hy land op 'n Potifar se huis. En ons weet vandag gebeur Potifar se vrou. Sy beskuldig hom. Hy gaan tronk toe, hy sit in die gevangenis. 'n Man met 'n droom, met 'n visie wat God hom gegee het. Sy lewe is onsterflik. Nie soos hy gedink het gebeur nie. Maar daar wil die Here hom oprig. En die Here gebruik ons weet hoe hy magtig gebruik word deur die Here. En hy word tweede bevel van Egipte en hy kom tot die redding van die volk van Israel. Wat sê dit vir my? Josef, jy het dit nie bepaal nie. Jy het dit nie bepaal nie. You did not decide to go this route, but God had a purpose in the whole man. God het 'n plan in jou lewe. Al gaan dit nie altyd afdraande nie. Al gaan dit nie altyd gelyke pad nie. Al is daar opdraandes van omstandighede, hoor die woord van die Here. Die Here het 'n plan. Daar's 'n liedjie wat gesing word, God het 'n plan. Ja, hy het 'n plan. Met jou lewe, met my lewe vandag. Kom ons kom tot daai punt waar ons kan besef, Here het 'n plan met ons. Ek kyk na 'n volgende man in die woord van die Here, die man met die naam van Job. So ons lees van Job. Job beteken in die Hebreëse taal een wat gehaat was. Die mense die van Job gehou nie. Dit is sy naam beteken die een wat gehaat is. Maar wat gebeur met Job? Die rykste man wat die wêreld daai tyd geken het was Job. Die 7000 kleinvee gehad. Kamele. Alles het wie jy kan aan dink. Hy is 'n geweldige ryk man. En hy was ook Godvreesend. Maar kom ons kyk wat gebeur met ons weet. Job 2:3 en die Here vra vir die Satan. Nou eers ons wil vra. Hoe is dit moontlik dat die Satan wat verslaan is uit die hemel uit met die Here kom? Dink 'n bietjie daaraan, ek wil dat dit insin. Wat soek Satan by die Here? En die Here sê vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Here, wat neem met jou hand weg van hom? Here, gee hom bietjie oor my hande, sê Satan. Wat sê die Here? Satan gee die weg, maar jy mag nie sy lewe vat nie. Binne 'n dag verloor Job alles. Sy rykdom, sy huis, alles. Sy kinders, 10 kinders. Maar hy bly getrou aan die Here. Sy vriende kon hom toe. Job was so vroom, ek ken dat jy verkeerd doen. Tot sy vrou kon hom toe, sê my man. Die Afrikaanse Bybel sê seën God en sterwe. Die regte uitspraak is vloek God en sterwe. Wat sê Job? Ek weet verseker, my verlosser leef. I know my Redeemer liveth. En hy staan vas. Hulle bereken, ek het eendag gelees, hulle bereken sy omstandighede op die afstand met al die seer en al die goed. Was 'n periode van 9 maande. En Job bly vas, hy glo die Here, hy vertrou die Here. En hy bid en hy vra Here wat moet doen. Die Here sê vir hom, Job, begin vir jou vriende bid.
En die Job vir sy vriende bid, het die Here sy lot verander. In daai omstandighede van siekte toestand, hoor wat sê ek vanoggend vir u, in jou moeilike tyd, in jou omstandighede, begin bid verander. Begin intree, sê Here, ek bid vir my vriende, bid vir die ene, en kyk hoe gaan die Here jou lot verander ook. Ek wil net in hierdie verbygang, ons het hier, ek sien dit staan nog hier so, die vroukie met kanker, 2018 is het reg is. My vrou kry skielik hier onder die arm 'n knop wat skielik uitgroei, gaan dokter toe, die dokter sê kom ons gaan kyk en al die toetse word gedoen en die uitslag kom dit kanker. En dit is stadium 4 kanker. Sy kry chemo, of eers bestraling toe die operasie dan in die chemo, en ek wil nie sê was nie 'n maklike tyd nie. Met die chemo dan lê sy dan die bed, dan weet ek nie of sy slaap of sy nie gemaak het, baie nagte wakker gelê, probeer luister vir 'n asem wat kom, daar's niks. En vir Pam sit iets soos 34 chemo's gehad. Toestand, dan sê ek Here, ek bid vir ander, wat ook die deel gehad. En die Here lig haar daarop. En die Here doen 'n wonderwerk. En daar staan. So sy daar sit met die kleurhare wat sy het. Maar het heeltemal uitgeval soos julle weet. En wat gebeur met iemand wat chemo gehad en die hare ontwit en grys uit? Die wonderwerk is, haar haar het met die natuurlike kleur uitgekom. Daai haar is nie gebruik op die hare. Die Here doen dit. En die vroukie, die ons bid, sê Here, U doen dieselfde. Al is dit stadium 4 kanker. Glo saam dat die Here haar genees. En as iemand anders vandag kanker in jou liggaam het, wil ek net sê, hoor die woord van die Here, by God is niks onmoontlik. Paar jaar gaan verby, so 5, 2020, 23, wie so. My vrou kry weer pyn die bors. Sy sê, daar's fout met haar hart. Ek sê, daar's nie fout met die hart nie. Van dokter toe, die dokter sê vir haar, my vrou, wanneer laas was jy by jou onkoloog? Hy sê, dit kom nou, paar maande, moet ek by die onkoloog gaan sien. Hy sê, ek dink moet so gauw as moontlik. Kom by die onkoloog, toetse word gedoen. Kanker weer. Wat 'n slag. Ons het gehoop dit is verby. Ons gesien hierdie jaar gaan 'n besonderse jaar wees. Hier kom daai terugslag. Maar dank God. Dit was getuig gekom, maar die uitslag kom van daai toets wat hulle gedoen het. Stadium 4 kanker. Dis nou 5 jaar terug, daar sit sy. God doen dit. En God doen 'n werk vir u vanoggend ook wat hier sit. 2026 gaan stryd hê. Gaan omstandighede hê. Gaan moeilikheid hê. Maar weet God is met jou. Dit is sy belofte. Ek haas my, ek lees van 'n ander man, Dawid, die geliefde, dit is sy naam beteken. Handelinge praat van Dawid, wat Paulus Lukas aanhaal. En nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid hulle behef as koning, van wie hy ook gesê het en getuig het. Ek het Dawid, die seun van Isaak, met 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Dawid, was Dawid na God se hart, was hy 'n besonderse mens, het nooit verkeerd gedoen nie, of het Dawid sonde gedoen? Hy het dit nie beplan nie. Maar Dawid het die omstandighede gegaan. Dus hy het die moeilike tye gegaan, maar het vashou aan die Here.
Die Here het hom deurgedra. Ek kom by 'n ander man, 'n hoofpriester, met die naam van Josua. Ons lees van hom in Sagaria 3 vers 1. Daarna het hy my Josua die hoofpriester laat sien terwyl hy voor die engel van die Here staan. Die engel van die Here is Jesus. En die Satan aan sy regterkant staan om hom aan te kla. Nou weer eens vra. Sagaria staan voor die engel van die Here. Daar sien hy die hoofpriester Sagaria staan. Die Satan kom klaar aan by die Here. Amplified said, then the guiding angel showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at Joshua's right hand, to be his adversary and to accuse him. Sien, ons probleem is, we've got an adversary. Ons het 'n teestander. Ons het iemand wat ons wil aankla. En wanneer jy moedeloos voel, wanneer jy voel, ag kyk my omstandighede, die jaar draai nie uit, ek beplan dit nie soos ek gehoop het gaan wees nie, nie die beloftes dat ek gaan 'n aangename jaar wees van die Here wat my gegee is nie, hierdie situasie gaan my onderkry, en dan sê die duiwel, ja, kyk, jy gesien, hulle wil nie meer so lekker glo nie, want Here, jy raak nie dat dinge met hulle gebeur. Dit gaan nie so goed met hulle nie. Die Satan wil jou aankla. Kom by die laaste persoon. Paulus. Paulus het naam betekenis klein vir statuur. En ek weet nie of ek en Pastor Becky en ourselves gaan praat pas nie. Maar baie keer word daar van my gepraat as die klein man nie. Hey pastor, stap by die hospitaal en daar in Randfontein, bid vir 'n man, hy leef sterwe, op pad, dis met ons beroep Ladysmith toe. Bel die begrafnisondernemer my. Soos baie goed bevriend. Pastor, waar is jy nou? Nee, met kar is op pad, die treklorry kry ons is op pad Ladysmith toe. Ek sê, ry net buitekant Randfontein. Pastor, ek het jou nodig. Daar was 'n familie gewees, wat dan net by my was, die pa in die hospitaal, lewerkanker, hy's klaar so te sê dood. En hy klaar die begrafnis memorieel, tussen alles moet kry, want daai dag moet hy sterf, volgens die dokters. Wil jy nie graag net 'n gebed gaan doen vir daai man? Hy was die breker van Randfontein gewees, almal was bang vir hom. So sê ek nog nooit hom ontmoet nie, stap na daai bed toe, doen vir hom 'n gebed, sê weg, Ladysmith toe. Klompie maande, jare, daarna, seker 2-3 jaar later, kom van ons Randfontein mense, kom besoek ons in Ladysmith, en die vrou sê, sy wil net getuig, dat 'n man by hulle kerk kom getuig aan Randfontein, en hy sê, hy was op sterwe, en hy noem dat sy vrou het al die redes gemaak al, die stap so klein mannetjie met donker kop, hy weet nie wie sy nie, en die Here raak hom aan, en hy leef. Dis God. Hy sê, daar so klein mannetjie met swart. Paulus, 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 8 sê, en ek dank, en dat ek my oor my voortreffelikheid van die openbaring nie sou behef nie. Ons weet Paulus Christus het baie dinge beleef in sy lewe. 2/3 van die Nuwe Testament is deur Paulus geskryf. Die openbaring wat hy gehad het, wie van julle het ooit die openbaring gehad om weg te ruk tot in die 3de hemel? Dit was Paulus geweest, hy het ondervinding gehad. Hy kon trots wees daarop, hy kan die mense, ek weet van iets, ek ding is, maar dan hoor wat gebeur.
Is my doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek nie my sou behef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy sou vir my wyk. Satan, jy val nie die man van God aan. Die kosbare man van God, met al die openbaringen wat hy gedoen het. Satan, hoe kry dit reg? Hoe het sê? Jy bid, sê Here. Ek het die Here 3 maal gebid, sê Here, vat het weg, ek kan nie meer nie. 2 Korintiërs 12:9, en hy het vir my gesê, my genade, Paulus, is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewe sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Luister mooi, moenie dink dat alles van goed gaan, ek gaan spog van al my goedheid en al my groot dinge wat ek bereik. Nee. Die omstandighede, daai doring in die vlees, is jou deel ook. Dis met jou. Die Satan gaan jou vertasa. Maar die groot ding is, ek moet besef, my genade is vir jou genoeg. Genade van jou dit. Niks anders dan nie. 2026 van 'n genade jaar wees van jou lewe, my lewe, want die Here se genade gewees, en elke nuwe jaar van 'n genade jaar wees in ons lewe, want die Here ons gaan leerdra. Die Amplified sê mooi van hierdie, but he said to me, my grace, Charles, my favor and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger, and enables you to bear the trouble manfully. To bear the trouble. Saam met dit te leef. Here, maar ek het die pyn in my liggaam. En jy 2 keer soos jy kan sê, Here, maak my gesond, en die Here gaan dit doen. Of jy kan soos baie mense sê, ek steek maar uit vir Christus, omdat dit is my lot in die lewe. Dit is nie jou lot in die lewe. Die woord van die Here sê, hy wil hê jy moet gesond wees. Favor, loving kindness, mercy is enough, sufficient. For my strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effectively in your weakness. Wanneer jy voel jy is swak, dan sal wanneer God intree. En hy gebruik jou op 'n besonderse wyse. Therefore I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ the Messiah may rest. He is my pitch a tent over, y'all over me. Met ander woorde, die Here wil jou toemaak. Met sy liefde, sy genade, sy grootheid. Kom by ons vandag. Wat sê ons? 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu. Hoe moet julle teestaan? Staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan al julle broederskap wat in die wêreld is. Die duiwel gaan, hy soek jou. Dink jy die duiwel gaan soek vir die sondaar op die straat? Gaan hom aanval? Nee. Wie wil aanval? Ek en jy, die kind van God. Sê, wees waaksaam, wees nugter, waaksaam. Die duiwel is daar, hy wil jou aanval. Openbaring 12 vers 10 en 11, verklaar hierdie ene vir my. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou die heil en die krag en die koningskap van die einde van God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklag van ons broeders is neergewerk. Hy wat 'n aanklag vir ons God dag en nag. Jy het geweet die duiwel klaar dag en nag. Hoe by die hemel nog inkom, weet ek nie. Hoe is dit dat hy moontlik dat by die hemelse hof kan wees en intree en sê, Here, ek kla vir Pieter aan, ek kla hom aan, en ek maak hom moedeloos dat hy moet besef, hy kan nie so aangaan nie.
Die Here weet, hy is met ons. En die is die oorwinning. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Reddende genade vir 2026. Wat is dit? Jeremia 29:11. Want ek weet wat ek gedagtes ek kan gaan die Here koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoop vir die toekoms te gee. Amplified, for I know your thoughts and plans that I have for you, says the Lord. Thoughts and plans for welfare and peace and not for evil, to give you hope in your final outcome. Romeine 8:37, ek sluit met hierdie woorde. Met al hierdie dinge, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Yet amid all these things, we are more than conquerors and gain the surpassing victory through him who loved us. Wat sê dit? 2026. Ons is oorwinnaars. Al voel dit nie so nie, al kom die middel van die jaar en dan omstandighede en al die dinge, is ons meer as oorwinnaars. U is meer as oorwinnaars, bely dit, erken dit, is meer as oorwinnaars, in Jesus naam. Baie dankie die Here, seën u, die Here wees met u, en ek gaan nou bid, maar vanoggend vroeg, my vrou sê ek was gestaan baie onrustig gewees, en ek was besig met die Here met hierdie boodskap, en ek het 'n opdrag by die Here gekry. Ons gaan vir mense bid vanoggend. Is as ek gesalf in die naai word op die daar, nee. En ons gaan bid en ek gaan praat en neem die vrymoedigheid. Ek kan nie aan van 2026 met daai situasie in jou lewe nie. Siekte toestand, ek gaan in die naam van Jesus. Ek persoonlik self van my maand af, was ek redelik siek, my liggaam was afgetakel, met die 2 jong mense wat hier sit in die huwelik bevestig, daar by die Vaaldam, en die middag na met die Eldaal, sê ek my vrou, ek voel nie lekker nie. Ons slaap oor in die Nysel by my skoonsis, ry dit vandag, Kempton toe later gaan bedien die oggend, gaan huis toe, klim in die bed, ons bly in Bronkhorstspruit, klim in die bed, ek is nie lekker nie. My vrou kom nu kort word of ek gereid is, een of ander tyd van so 8 uur se kant af, kom sy weer, en sy kry nie, sy hoor nie, ek beweeg nie, ek sê niks, ek leef my sy, sy sê, sy raak bekommerd, sy, ja die kinders, sy hou julle foon aan, dat is nie lekker nie. Daai aand, een of ander tyd, voel ek, en ek gewaan, my gees raak my liggaam. En ek sien hoe sweef my gees uit my liggaam uit. En ek besef, Here, is in my tyd om te gaan. En ek sê, Here, ek is gereed om te gaan, as ek moet. Maar as jy my nog wil gebruik, spaar my. Een of ander tyd, ek weet nie hoe lang was ek buite my liggaam gewees nie. Ek weet nie wanneer nie, maar een of ander tyd het die gees van die liggaam weer teruggekeer. Maar ek is siek, maandag siek, dinsdag siek, woensdag my vrou het eintlik reg om my te vat. Doen sy kyk, ek het buik, koors, ja, typhoid fever, weet nie wil weet wat dit is, by koors opgedoen, in die ergste graad. Die hele ingewande van my niere reg deur, is infeksie, sleg. Gaan aan, word beter, jullie maand se kant het ek weer so
maar nie so erg nie, maar ek voel, ek stap en mislik. Kersnaweek is na my ander seentemperature, Jutlina was ook daar. Is nie lekker nie. Vir my is nie die hele week was ek siek, nie lekker nie. My vrou sê vir my, dit donderdag Vrydag, wel Felicia sê jy kanselleer, jy kan nie kom nie. Jy is te pap, te siek. Sê my vrou, potter boodskap vir ek. En die vyand gaan my nie onderkry nie. En ek sê, dankie Here, ek is hier. Die Here doen wonderwerk. En ek gaan vra toe, ek gaan bid en gaan die wat gebed nodig het vorentoe kom. Dan kan ek ook vra vir die bidders van die gemeente om saam met hulle te bid asseblief. Ek sal salf met olie. Jy gaan die hand op hulle lê en jy gaan vir hulle bid. Maak nie saak, die Here weet wat jy omstandighede. Die Here weet wat jy nodig het. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie om te weet dat ons nog verseker sê, soos Job gesê, ek weet verseker, my verlosser leef. En Here, is jy om 'n werk te doen in die oggenduur vir elkeen wat dit nodig het. Elkeen wat die woord van die Here glo, sal gered word, en dis nie net redding van die siel nie, dit praat van redding van omstandighede, siektetoestande, elke omstandighede waar 'n redding nodig is. Here, ons gaan dat bid volgens die woord van die Here. Ons gaan ons hand op hulle lê met oliesalf en ons weet die geloof in die regverdigheid groot krag. En Here, ek verwag wonders en tekens in hierdie plek vanoggend. Vrymaking, losmaking, die woord van die Here, grond van die woord. Daarom sê ek dankie Heilige Gees dat U met ons was in hierdie oggend om die doel te bereik in elkeen se lewe. En Jesus, my Here, het die woord gegee. Ek kan nie terugdink nie. En dit is vanoggend alles reg gekry, alles en vir jou tolk, en ek vir die tolk alles uiteengesit is in die Engels, en dan die Portugese tekstverse, so ek kan net daarvan lees en sê wat ek sê. Te begin met Jesaja 40, hier staan die pastoor van die gemeente op, en hy stap by die voordeur van die kerk uit, want ek haal aan uit die Ou Testament. Die tolk, daar is iets een pastoor en het skrik hy so groot. I can't translate anymore. I said, but you got everything in front of you. So I'm lost, I don't know what to do. It's so veel geskrik, dis die pastoor ek staan. Maar ek bedien daai gemeente, en my maakste en ek doen dit, en uit die gehoor roep wat, oh pastor, you mean this? I said, yes. En ek bedien daai woord. Na die tyd doen ek ook 'n oproep vir gebed. Daar was 85 mense daai oggend in die kerk, daai aand in die kerk. Nu kom al 85 mense vorentoe. Die Here nou met jou. En ek staan voor daai mense, en toe kom die tolk terug, die verstaan nie. En ek sê vir die mense, en wat die Here vir my wys in sy lewe, middels en alles wat in kinders en alle dinge vasgekom, en elkeen se omstandighede. Maar toe terugkom Nuwe Testament, Handelinge 1 vers 8 en so aan. Toe kom die pastoor weer ingestap in die kerk. En terwyl die mense so bedien, toe hoor ek hy sê vir die tolk, where does this man come from? How does he know all these things about my people? Die God se Gees toegenaam. Daai aanvat aan my terug self sal Paulus doen. En ek daar sê, brother pastor, ek sê, is my pastor. Ek sê, if you ever come to Sao Paulo again, you phone me. Even if you have to preach out of the Old Testament, God has done something in my church that's never happened before. Broeders en susters, mag die Here julle seën. En mag die Here met julle wees. Baie dankie vir Pastor Becky en die kerkraad en die geleentheid om hier te gewees het. Die Here seën julle almal baie.